tot die hemel toe. Ons bring U Here, Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Gering voor die grootheid Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, U Gees moet ons hier lei en leer. U is die en die Omega, U kom en elkeen sal U kan sien. U is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien. Wat een
Goeienaand broers en susters, kinders, almal wat ingeskakel is by vanaand se erediens. Kom ons begin met die voorsang met lied 175. Lied 175, daar is net een versie. Ons volgende lied is 176. 176, daar is ook net een versie, maar kom ons sing hom 2 keer. Ons volgende lied is lied 177. Daar's een versie, kom ons sing hom net 1 keer. Ons sluit vanaand se voorsang af met lied 179. Lied 179, al 3 die versies.
Baie dankie Annette vir die voorsang, sommer so op kort kennisgewing. Dankie Tannie Beulah ook vir hier wees in die week en Johan en Cornel vir julle moeite wat julle doen om hier te wees. Goeienaand broers en susters. Goeienaand ook aan die kinders wat hier is en aan julle wat ingeskakel is by die huis en op Facebook en op die ander maniere. Dis vir ons lekker dat julle vanaand ook saam met ons kan deel. Dat ons by hierdie geleentheid saam kan kom so op 'n vooraand van Paasvrydag. Ek sien hier 'n hele klompie mense wat kom kuier het van die kinders wat oor Paasnaweek hier is. Dis vir ons lekker om julle hier te sien en mag julle dit wat ons nou saam gesing het, dat die Here ons lewe beheer, as Vader, as Seun, as Heilige Gees, dat julle dit ook opnuut oor hierdie naweek sal beleef. Die Here wat vir ons so lief gehad het, dat hy vir ons aarde toe gekom het, dat hy vir ons aan die kruis kom sterf het, dat hy vir ons uit die doodheid opgestaan het, sodat ons die lewe kan hê. Hierdie fees wat ons hierdie naweek vier, Paasfees, is eintlik die fees op die Christelike kalender. Kersfees is 'n bysaak, dis ietsie wat later gekom het. Maar Paasfees is waaroor geloof eintlik gaan. Dis wat dit waarmee ons besig is, die moeite werd maak. En mag julle dit ook so beleef vir die naweek. Die Here het vir jou ongelooflik lief. Hy het vir jou aarde toe gekom, hy het vir jou aan die kruis gesterf en mag jou lewe daardeur aangeraak word. Ek weet nie of jy dalk van die mense is hier wat dalk eerder Natal toe sou gegaan het die naweek nie, wat dit nou nie so kon uitgewerk het nie. Ons vra sommer terwyl ons nou vanaand saam is dat julle in julle gebede ook sal dink aan die mense daar wat soveel skade het weens die vloede. En is natuurlik nie net die mense wat in Natal nou is wat skade het nie, daar's baie boere wat skade het, daar's mense wat in ander besighede is wat skade gelei het. Ons bid vir hulle almal, vir julle almal wat hierdeur geraak word ook. Mag die Here vir julle vashou, mag hy vir julle hoop gee en moed gee dat julle ook die toekoms kan ingaan. Maar ons is hier saam in die Here se naam. Kom ons word stil en dan begin ons hierdie erediens in sy groot naam. Kom ons buig die hoofde. Vader in die hemel, U beheer ons lewens. Here Jesus, ons redder, U beheer ons lewens. Heilige Gees, ons trooster, U beheer ons lewe. Aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek kan vir julle groet vanaand hier, omdat ons in 'n kerkgebou bymekaar is, omdat ons in die Here se naam bymekaar is, met sy genade en met sy vrede. En dit kom van God wat ons Vader is, van Jesus wat ons redder is, van die Heilige Gees wat ons trooster is. Kom ons staan op en dan sing ons 'n lied saam, lied 387. Ons sing die eerste vers en die 4de vers saam. O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon. Vers 1 en 4 van lied 387.
Voordat ek vanaand vir ons saam lees, wil ek daarom net vir Alles Malan, my buurman en sy gesin wat daar oorkant ons in die straat woon, baie dankie sê vir die mens kan dit seker nie 'n rangskikking noem nie vir die dit wat julle gedoen het hiervoor. Baie dankie en nou vir julle moeite wat julle hiermee gedoen het. Ons sien die simboliek daar agter. Ons waardeer dit so op 'n Paasvrydag dat ons ook die Here se kruisiging daarin raak sien en dit wat hy vir ons kom doen het. Baie dankie daarvoor. Ek lees vanaand vir ons 2 gedeeltes saam, Genesis 15. Ons gaan daar saam lees by vers 9. As jy 'n Bybel het, kan jy daar oopmaak. En dan lees ons ook uit Matteus hoofstuk 27. Genesis 15 en Matteus 27. Kom ek doen dit eers vir ons 'n gebed saam. Wat 'n voorreg, Here, om sommer so in die middel van die week hier by mekaar te kan kom voor 'n baie, baie spesiale dag. Here, U het ook saam met U vriende die aand voor die verskriklike Vrydag by mekaar gekom. Julle het ook nagmaal gevier, Paasfees gevier, en U het so mooi aan die disippels verduidelik wat gaan gebeur. Maar ek wonder, Here, of hulle enigstens verstaan het dat U doodgemaak gaan moet word. Vandag kyk ons terug oor 2000 plus jaar, Here, wat ons weet wat het gebeur. En ons is so dankbaar. Dankie, Here, dat U bereid was om U lewe vir ons te gee. Dankie, Here, dat die boodskap ook hier by ons uitgekom het. En dat ons daaraan kan vashou en dat dit ons lewens en ons harte nuut maak. Ons lees vanaand weer gedeeltes saam uit die Bybel. En die Bybel vertel vir ons so mooi van die liefde en van die genade en van die manier waarop U Uself aan mense verbind. Mag dit wat ons saam lees en dit wat net nou gesê word, dit wat ons gaan beleef met die nagmaal, mag dit vir ons tot versterking wees, mag dit vir ons hoop gee. Here, mag dit ons lewens nuut maak. Ek bid dit vir ons uit Jesus, in Jesus se naam. Amen. Julle mag dalk wonder, hoekom lees ons uit Genesis saam, as ons nou voor Paasvrydag is, 'n dag wat ons uitsluitlik vier oor dit wat Jesus vir ons gedoen het. Ek sal vir julle nou verduidelik waaroor dit gaan. Ons lees Genesis 15 daar by vers 9. Die opskrif bo sê die Here sluit 'n verbond met Abraham. En julle sal dalk onthou daar in Genesis 12 al lees ons daarvan dat die Here vir Abraham gesê het, ek gaan vir jou God wees. Ek het jou uitgekies. Jy gaan my volk wees en dat die Here op so 'n manier ook saam met Abraham 'n pad begin loop het. Abraham het natuurlik gesukkel om dit te glo. Julle sal sien in die begin van hoofstuk 15 wat hy dit nie wou geglo het nie, dat hy eintlik verwytend teenoor die Here gereageer het. Maar dan sluit die Here met Abraham 'n baie besonderse verbond. En ons lees daarvan in vers 9. Toe beveel die Here vir hom, vir Abraham, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit, die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. En toe sê die Here vir Abraham, weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal die nasies straf wat van jou nageslag slawe maak, en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die 4de geslag na jou sal hiernatoe terugkom, dan eers sal die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielike oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here verbond gesluit met Abraham en dan noem hy ook
dit wat in die verbond gebeur. En dan lees ek vir ons die gedeelte in Matteus 27, wat handel oor die kruisiging van Jesus, dit wat ons met Paasvrydag vier. Daarby vers 32. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee: dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskit en gesê: jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê: ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom beledig. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is: my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê: hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suur wyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê: wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskit en die rotse het uitmekaar gebars, grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was is opgewek en hulle het uit die grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê: hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea af gevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalene, Maria die moeder van Jakobus en Josef en die moeder van die seuns van Zebedeus. Ek gaan vir ons net tot sover lees. Broers en susters, kinders, as ons die Ou Testament lees, eintlik die hele Ou Testament, wys heen na hierdie spesiale dag toe Jesus gekruisig is. Ek het vir julle in Genesis 15 gelees dat die Here 'n verbond met Abraham gesluit het en dit was 'n baie besonderse manier waarop hulle dit gedoen het. Iets wat bekend was in die antieke wêreld wat gebeur het, is die Here het vir Abraham gesê hy moet 3 diere bring en die 3 diere is middeldeur gesny en dan sit aan weerskante gesit. Een kant een kant van die dier hierdie kant en die ander kant hierdie kant. En hoe dit dan in die antieke wêreld gewerk het, is as daar 'n kontrak gesluit is tussen 2 partye, dan het hulle nie by 'n prokureur gaan teken nie. Hulle die twee partye, het tussendeur hierdie opgesnyde diere geloop, terwyl getuies gekyk het, en dan het hulle vir mekaar gesê: ek verbind my tot hierdie kontrak. Dit wat ek vir jou gesê het ek sal doen, dit sal ek doen. Die getuies het gekyk, maar by implikasie is daar ook gesê, as ek nie die ooreenkoms nakom nie, as ek nie doen wat ek gesê het ek sal doen in hierdie kontrak nie, dan mag ek ook opgekap word soos hierdie diere. Klink vir ons wreed, nee? Klink eintlik baie vreemd in ons leefwêreld waarin ons vandag lewe. Maar dis hoe hulle dit gedoen het in die antieke wêreld. En dit is die manier waarop God homself ook verbind het aan Abraham. Hy het vir Abraham gesê: Abraham, ek gaan 'n kontrak met jou sluit.
Ek beloof 'n klomp dinge vir jou. Abraham wou dit nie glo nie, maar die Here het gesê, ek beloof dit vir jou. Bring die diere, ons gaan 'n ooreenkoms aangaan. Maar daar was 'n klein twist gewees. Het nie heeltemal gewerk, soos wat die ander mense 'n kontrak aangegaan het nie. Want Abraham het hierdie diep angs gehad, en hy was doodsbenoud gewees en bekommerd, en hy het later aan die slaap geraak. En toe wat doen God? God gaan by homself, gaan hy deur die 2 diere. En hy sê daardeur vir Abraham, weet jy wat? Jy as gelowige, en jy is die vader van gelowiges, ek gaan 'n kontrak met jou aan, maar ek weet jy gaan nie jou deel kan nakom nie. En daarom gaan ek alleen hierdeur. En as een van ons 2 nie die kontrak nakom nie, sê die Here vir Abraham, dan is ek die een wat verantwoordelik gehou gaan word daarvoor. Ek gaan nie vir jou verantwoordelik hou nie, ek gaan verantwoordelik gehou word daarvoor. Dit wys klaar heen na wat Jesus kom doen het. Ons hoef dit nie het eers gelees het nie, maar Abraham, die Here het vir Abraham gesê, onthou, jy gaan weggevat word, jy gaan in 'n vreemde land wees, en later weet ons dat dit wel so gebeur het, dat die volk in Egipte geëindig het, dat dit met hulle swaar gegaan het. Julle onthou ons nou die stories kinders uit die sonnaarskool uit, dat die 10 plaae toe gekom het, en die laaste plaag was toe die dood van die eerstgeborene seuns. En die Here het vir hulle gesê, die enigste manier hoe julle gered gaan word, is deur 'n lammetjie te slag en die bloed in die deurkosyne te smeer. Weereens is dit vir ons vreemd in ons wêreld, maar dis hoe hulle gewerk het. En dit wys hier na wat Jesus kom doen het. Die ewige paaslam wat vir ons geslag is, en wat vir bloed ons red van die dood. Môre gaan ons dink aan die kruisiging, aan dit wat met Jesus gebeur het. En dit is eintlik so moeilik om daaroor te praat. En vanaand is ons hier by mekaar, en ons is groot mense, maar ons is kinders ook. En ek is so versigtig wat 'n mens voor kinders sê. Ek onthou, ek was een keer by 'n kerk gewees, in 'n ander dorp, en hulle wys toe, tydens die erediens, die Paasvrydag, wys hulle toe grepe uit daai film, The Passion of Christ. Wat verskriklik grafies is, en verskriklik in detail uitbeeld, hoe Jesus gekruisig is. En ek by myself gedink, joh, dis dan nie 'n ding wat mens sommer so wys nie. Want as kinders ook. Maar broers en susters, die kruis, dit wat ons môre vier, is ook 'n moeilike woord om te gebruik in sulke omstandighede, was verskriklik gewees. Dit was 'n verskriklike ding wat gebeur het. En ons het begin mak word oor die kruis. Ek het uit my preek so 'n bietjie opgelees wat van die ouens geskryf het, Stefan Joubert en Henny Stander, wat groot kenners is oor die antieke leefwêreld, wat hulle skryf oor die kruis. En Stefan Joubert sê, dat net soos wat daar vandag woorde is, wat ons nie mag gebruik nie, want ons kan in die tronk kom daaroor, sê hy, was daar ook 'n sekere woord in daai tyd, wat 'n mens eerder nie gebruik het nie, want jy gaan in die moeilikheid kom. En dis die woord kruisiging. Was 'n verskriklike skande, as enige iemand enige iets daarmee te doen gehad het. Was verskriklik geweest om daaroor te praat. Mense het nie eens daaroor gepraat nie, so erg was dit geweest. Om die waarheid te sê, Cicero of Cicero van daai tyd skryf dat hierdie woord ver verwyderd van alle Romeine se gedagtes, oë en ore moes wees. Hy skryf dit al 100 jaar voordat Jesus gekruisig is. Gesê is 'n verskriklike ding. Mense moenie eers daaroor praat nie. Die kruis was net bedoel vir die absolute uiterste skuim van die samelewing. Daai mense wat jy so 'n walging oor het, jy wil nie eers oor hulle praat nie. Interessant genoeg, die Jode het hulle mense nie so doodgemaak wat ter dood veroordeel is nie. Hulle is met klippe doodgegooi. Dit was die Romeine gewees wat hulle mense gekruisig het. En dan lees ons dat Seneca skryf soos volg. Hy sê, kan enige iemand vrywillig kies om in sulke skrikwekkende pyn te sterf? Stukkie vir stukkie, ledemaat vir ledemaat, sê hy. Of om sy lewe druppel vir druppel te verloor, eerder as om oombliklik te sterf. Kan enigiemand dit kies? Want dit is te verskriklik.
Hy sê, sou enige iemand vrywillig aan 'n vervloekte hout vasgebind word, net om daar te hang met misvormde gebreekte ledemate en nuwe aaklige wonde reg oor die skouers en bors, terwyl hy worstel om asem te haal. En daarom sê Seneca dat iemand wat weet hy gaan gekruisig word, moet eerder selfmoord pleeg. Verskriklik om dit in te dink. Maar die kruisiging was wreed. Die kruisiging was barbaars. Hulle vertel daar's nie net een manier gewees waarop mense gekruisig is nie. Ons het hierdie prentjie in ons kop wat ons sien in flieks, iets wat ons onsself voorstel, hoe dit moes gewees het. Maar sommige mense is gekruisig, soos wat ons die prentjie het van Jesus. Ander is gekruisig net aan een paal wat regop staan. Ander is gekruisig met 'n bankie waarop die gekruisigde so amper kon sit. Net so half om dit vir hulle erger te maak. Jy dink jy het bietjie rus, maar jy het nie. Die kruise was ook nie so hoog gewees soos wat ons dit baie keer voorstel nie, want die Bybel praat daarvan dat hulle hom met 'n hisoptakkie iets aangebied het, en 'n hisop word net so 'n meter hoog. So dit was nie baie groot ver van die grond af gewees nie. En dit maak dit nog erger, want dit beteken almal wat daar verbygeloop het dit van aangesig tot aangesig gesien. Reg bo aan die kruis was die bordjie gewees wat gesê het hoekom so 'n persoon ter dood veroordeel is. En is so ironies, is amper as dit nie so hartseer was nie, lagwekkend, dat die aanklag waaroor Jesus doodgemaak is, dat hulle gesê het, hy is die koning van die Jode. So ironies, nee. Want dit is wie hy was. Dis wie hy is, die koning van die Jode. Broers en susters, ek wil nie nog verder eintlik oor die kruis praat nie, maar u besef, dit was 'n barbaarse ding wat gebeur het. 'n Verskriklike ding, wat ons onsself vandag nie kan indink nie. Dit was vol wreedheid, dit was vol lyding. In die Jode se oë is iemand wat gekruisig is, godsverlate. Dit wat Jesus uitgeroep het. So iemand is deur God weggegooi. So iemand beteken vir die samelewing absoluut niks. So iemand is onrein, en so iemand is 'n gekruisigde, die skuim van die samelewing. Iemand oor wie mense nie praat nie. So was dit nou regtig nodig vir Jesus om daardeur te gaan? En hoekom sou hy dit enigstens gekies het om te doen? Hoekom het hy besluit, daai aand, toe hy en sy vriende saam nagmaal Paasfees gevier het hy geweet wat op hom wag. En tog is hy gekruisig. Tog het hy daardeur gegaan. Hy het nie Seneca se raad gevolg om te sê, ek neem my eie lewe eerder nie. Hy het gesê, ek gaan nie deurgaan. Was dit nie van God wreed en hard om dit te verwag nie? Dat die sonde van die mensdom op so 'n manier tevrede gestel moet word nie. Liewe gemeente, broers en susters, dit was God se keuse. Dit was Jesus se keuse, omdat hy homself lank terug al aan mense verbind het. Omdat hy vir Abraham gesê het, ek gaan jou God wees. Maak nie saak wat nie, ek gaan jou God wees. Ek gaan vir jou seën, ek gaan vir jou kinders seën, ek gaan die gelowiges seën oor die hele aarde. En al kom jy nie nou jou beloftes na nie, sal ek my beloftes nakom. En al is jy ongehoorsaam, sal ek nog steeds gehoorsaam wees. Al kies jy anders, kies ek nog steeds vir jou as mens. Die Here het beloof, hy sal vir sy volk 'n God wees, en sy mense moet hom dien. En as hulle dit nie doen nie, is die enigste manier waarop daar vrede kan kom tussen hulle en God, 'n groot offer wat gebring moet word. En die enigste een wat die offer kon bring, was Jesus Christus, die lam, God self. Sy liefde vir ons was so brandend geweest dat hy gesê het, ek kan nie anders nie. Ek is bereid om dit te doen. En eintlik het God van die begin af geweet, dis hoe dit gaan eindig. Die hele Ou Testament wys daarna heen. Dis hoe dit gaan eindig. Jesaja 53, daar's soveel gedeeltes, die paaslam wat geslag moet word.
Soveel gedeeltes wat ons in die Bybel kan sien, maar God het geweet wat kom. Die oomblik toe hy homself aan mense verbind het, het hy geweet hoe mense is. En het hy geweet wat gaan gebeur. Want God ken mense. Hy weet, ons is twyfelaars. Ons, soos Abraham, verwyd hom. Ons is sondaars. Ons loop weg, ons stap ons eie paadjie. Ons stap weg van die Here af, ons dwaal af. Ons leef in haat. Ons verniel, ons breek af. Ons verontagsaam. Hy het geweet ons mense is so. En nog steeds het hy gesê, ek verbind my tot my mense. So vanaand sê jy miskien vir my kom vra, hoekom Paasfees? Hoekom was Paasvrydag nodig? Hoekom vier ons enigstens Paasfees? Hoekom Goeie Vrydag? Hoekom die kruis? Liewe gemeente, dan is die antwoord. Paasvrydag, die kruis, die wreedheid, alles daarachter, is vir jou. En vir my. En vir elkeen wat twyfel. Want God het geweet ons gaan twyfel. Die kruis het gebeur vir elke sondaar. Elkeen van ons. Die kruis het gebeur vir jou as weggeloopte. Vir jou wat verwyd. Vir jou wat elke nou en dan wegdwaal. Vir jou wat haat. Vir jou wat verniel en dalk verniel is. Vir jou wat breek en dalk gebreek is. Die kruis is vir jou wat ongehoorsaam is. Die kruis is vir elkeen van ons, want God ken ons. En hy het geweet dis wat nodig gaan wees. Maar hy was so lief vir ons gewees dat hy gesê het, ek doen dit met liefde. Miskien is die vraag vanaand, hoe gaan jy en ek daarop reageer? Wat gaan ek en jy doen in reaksie op die kruis? Wat gaan ons maak met God se liefde? Wat beteken dit vanaand vir jou so op die vooraand van Goeie Vrydag? Dat God jou so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, maar ook die wat in hom twyfel, dat hy sy lewe vir ons almal gegee het. Mag ons positief reageer daarop, en mag ons vashou aan sy offer wat hy vir ons gebring het. Amen. Kom ek bid. Genade onbeskryflik groot het U aan elkeen van ons bewys. Here, U het U self al baie lank terug aan mense verbind, aan U volk verbind, aan gelowiges verbind. Here, maar ons mense is mense wat wegloop, ons is mense wat oortree, wat sondig, wat U baie maal verwyd, wat in ongeloof lewe, en tog verander dit niks aan die liefde nie. Om die waarheid te sê, Here, het U vir ons aan die kruis gesterf, toe ons nog ver van U af was. U het al lank al besluit, Here, dat U die Paaslam gaan wees, wat die offer gaan word, vir al ons sondes. U het al lank al geweet, Here, dat ons sondes gaan op U gedra moet word. En tog het dit nie 'n verskil gemaak aan die loyaliteit wat U teenoor ons wys nie. Here, ons verdien nie U genade nie. Ons verdien op geen manier Goeie Vrydag nie. Ons verdien nie die kruis nie. Ons besef ons is onwaardig om met U 'n kontrak aan te gaan. En daarom kan ons maar net soos die tollenaar op ons bors slaan en vir mekaar sê, Vader, wees my genadig. En ek bid dit vir elkeen van ons.
Here, dat U ons genadig sal wees. Ek bid dat ons sal reageer op die kruis. Ek bid dat ons geloof versterk sal word en dat ons van daaruit in liefde sal leef. Dankie dat ons aan U mag behoort. Amen. Liewe gemeente, ek gaan nou vir ons voorgaan om die nagmaalsformulier te lees en ek wil U uitnooi as daar van julle is wat kom kuier het en wat vrymoedigheid het om by jou gemeente nagmaal te gebruik, dan is jy baie welkom om dit saam met ons vanaand ook te gebruik. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, as hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het hy dit gebreek en hy het gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en hy het gesê, hierdie beker is 'n nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer wat julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd. 'n Verbond is een van daai groot woorde wat die kerk gebruik, beteken eintlik dis 'n kontrak. Daar's iets baie spesiaals wat gebeur het tussen God en mens. So die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Met ander woorde, as ons vanaand saam nagmaal gebruik, dan dink ons terug en ons onthou wat die Here vir ons gedoen het. Ons sê met die nagmaal, onthou jy daai dag wat die Here vir ons aan die kruis gesterf het? Onthou jy wat die kruis beteken? Die nagmaal is in die tweede plek ook 'n waarborg. En daarom sê die Here, dit is my liggaam en dit is my bloed. En soos wat ons vanaand die broodjie eet en jy dit in jou mond proe, en soos wat jy die wyn of die sap gaan proe, so seker kan jy weet dat die Here dit vir jou gedoen het. In die derde plek is die nagmaal die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. In die nagmaal sê ons vir mekaar, ons is eintlik saam met Jesus gekruisig. Die Here het ons sonde op hom geneem, ons is saam met hom gekruisig, ons het saam met hom uit die dood uit opgestaan, en ons is eintlik een groot familie, ons behoort aan die Here. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Die nagmaal sê vir ons, die Here het ons lief, hy gaan weer kom om sy kinders te kom haal. In die vyfde plek is die nagmaal ook 'n vreugdefees. Al dui die tekens op die lyding en die sterwe van Jesus aan die kruis, aan sy bloed wat vergiet is en die liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, want ons dink terug aan God se liefde vir ons. In die laaste plek is die nagmaal ook 'n fees van dankbaarheid. Ons is dankbaar dat ons deel kan wees. Ons is dankbaar vir dit wat die Here vir ons gedoen het. Ons is dankbaar dat ons aan die Here behoort. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Om dan nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes wat ons met ons gedagtes, met ons woorde of met ons dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God verootmoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe.
mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus, deur sy Gees, ons daartoe help. Ek wil dan nou vra, terwyl die paar kerkraadslede wat hier voor gaan sit, vorentoe kom, dat ons gaan opstaan en dan sing ons lied 292, vers 1 saam. Julle kan bly sit terwyl ons dit sing. My enigste troos in lewe en in dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Kom ons bly sit, ons nooi die kerkraadslede vorentoe en dan sing ons hierdie lied saam. Voordat ons die nagmaal saam gebruik, wil ek net 100% seker maak, het almal van julle 'n broodjie gekry? Daar was by die deure gewees. Almal 'n broodjie gekry, almal 'n kelkie gekry. Goed, baie dankie. Broers en susters, ek gaan dan nou so reël, ons gaan vir ons die tekens instel en dan gebruik ons dit almal saam, eers die brood. Dan gebruik ons almal saam die teken van die brood en daarna gaan ons die wyn gebruik nadat ek dit ingestel het. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening van al ons sondes. Kom ek bid vir ons. Here, ons wil U aanbid as die enigste ware paaslam. As die een wat ons sondes op hom geneem het, as die een wat die volmaakte offer gebring het, sodat ons in vrede met God kan wees. Dankie Here vir die bereidheid, dankie vir die liefde, dankie vir die toewyding. Dankie Here dat U ons as mense nooit alleen gaan los nie. En dat ons weet dat U dit in die toekoms ook nooit sal doen nie. Maak nie saak van ons omstandighede nie. U het vir Abraham gelei, U was getrou aan die beloftes teenoor hom. U was getrou aan die beloftes teenoor die volk.
U was getrou aan die beloftes teenoor gelowiges deur al die eeue. Mag ons dit ook so beleef. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Julle kan weer gaan sit, baie dankie. Ek noem dalk maar net, met die COVID-regulasies stuur ons nie die beker om nie. As daar van julle is wat dalk die beker wou gebruik het, ons gee vir julle met graagte 'n kelkie, maar met die COVID-regulasies gaan ons nie nou die beker doen nie. Goed, baie dankie, julle kan gaan sit. Kan ek vir julle tog mooi vra dat as julle uitbeweeg, dat julle sommer net julle kelkie sal saamneem en daar by die deur sal daar 'n houertjie wees wat julle dit net sal insit, asseblief. Ons gaan afsluit, ons slotlied vanaand is lied 396. Ons sing al die verse saam. Aanskou die heiland, sien die kruis, die hemelvors verag, vergrys. Vir my het hy hom daar laat hang. Hy leef, hy sterf in my belang. En dan by vers 4 sing ons saam, hom kan ek nou met vreugde dien, in ruimte deur sy kruis voorsien. 'n liefde so volmaak en vry. Hy's alles, alles ook van my. Kom ons staan, ons sluit af met lied 396. Ek wens vir 'n mooi Paasnaweek toe, gaan geniet dit saam met die gesin as julle by julle mense is, en mag julle die seën en die vrede van die Here beleef. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, saam met elkeen van julle wees en bly. Amen.